Goeiemôre. Refugee antwoorde vir die 20ste Augustus. Soos gewoonlik wil ek afskop met 'n disclaimer. Ongelukkig het ek nie 'n publieke e-mail nie en ek gebruik nie Facebook Messenger of WhatsApp nie. So as jy op enige van daai platforms vir my vrae stuur en jy sien ek respond nooit eens want ek kyk nie daar nie. Ek het ongelukkig nie die tyd om deur honderde e-mails en goed te gaan en individueel met julle kontak te maak nie. So, wanneer jy vraag vra, sit dit generic onder een van my video's, ek kyk daardeur en dan maak ek 'n video met 'n klomp antwoorde. Eerste een wat ek sien, 'n hele paar nou al gevra het in verskillende plekke. Hoekom word al die dienspligtiges nou skielik afgekeur? Dis net toevallig. So as jy afgekeer was en jy was 'n dienspligtige, dit was nie omdat jy dienspligtige was noodwendig nie. Hier sal 'n hele paar ouens in Amerika aangekom wat diensplig gedoen het en selfstandig mag was. So onthou, baie mense wat aansoek doen vir die program het diensplig gedoen. Jy weet, diensplig was verpligtend vir almal. So 'n klomp mense wat aansoek gedoen het vir die program het obviously diensplig gedoen. En obviously as daar denial letters kom, gaan hulle ook van dit kry. Dit is nie noodwendig vir diensplig, dit kan vir iets anders wees. So moenie dink omdat jy diensplig gedoen het, jy gaan jou tyd mors. Jy gaan nog steeds aan met die aansoek in die program in. Ek is die hoofaansoeker, ek het 'n vrou en 2 kinders. As my vrou deny is, kan ek nog steeds kom met my 2 kinders en die vrou net agterbly. Jy kan jou vrou daar los as jy wil, seker, ek weet nie. Onthou, as dan denial kom vir die een, dan is daai een kan nie gaan nie. Die ander sal kan gaan, maar dis jou domestic dinge wat jy moet uitsorteer. Ek kan nie verstaan as iemand wil sy vrou een kant los en ek verstaan mense as kinders vir veiligheid kry, maar dit beteken hulle gaan mekaar omtrent nooit weer sien nie. H2A manne. Ek kry baie goed vir die H2A manne, baie vrae oor H2A program. Onthou een ding, in die verlede het hulle so 'n bietjie die program, as jy op die program was in Amerika en jou aansoek was daar in Suid-Afrika, jy moes dit vanaf insit anyway. Dan het hulle goed so 'n bietjie op hold gesit tot jy kan terugkom om aan te gaan met die interviews en die medies en al daai. Hulle begin nou 'n beperking sit op die prosestyd wat hulle iemand wil deurvat. So as jy op 'n H2A program is en jy kan nie onmiddellik terugkom vir interviews of medical nie, hulle gaan dit nie vir altyd hold vir jou nie. Jy gaan jou slot verloor. En ek verstaan die dilemma wat mense het. Daai is julle enigste inkomste vir baie mense, baie families, is daai H2A program die enigste inkomste. So nou moet jy stop en terug aan Suid-Afrika toe om gou die interviews en goed te doen. Of jy moet stop en nie gaan nie en wag vir die program en dit kan kom by 'n punt wat jy afgekeer is. So ek verstaan daai dilemma baie goed. Dis ongelukkig iets wat jy gaan vir jouself moet uitwerk. Maar die feit bly staan. Hulle is nou besig om tyd te maak dat as jy gevra het vir 'n uitstel of gevra het vir jy wil later vlieg, daai gaan nie meer lank hou nie. Hulle probeer nou wegbeweeg van daai af. Hulle wil die ding prosesseer en jou skuif. So onthou nie begin het hulle vir jou mense opsie gegee. Hulle het ewen 'n vraag op jou vraag gevra. Hoe lank, wanneer kan jy vlieg? Of wil jy uithou vir langer? En dit lyk my daai ding begin toesny dat hulle nie meer goed op hul sit nie. So ongelukkig vir die H2A manne gaan jy moet daai harde besluit iewers moet maak. Bly in Suid-Afrika en doen die program aansoek en al daai goed tot dit klaar is. Of kom op die H2A program en sodra jy weet wanneer is die eerste interviews, moet jy maar vanaf terugvlieg om dit te gaan doen, as jy dit vermoë het om dit te kan doen. Maar dit is 'n moeilike ene. Dan is dieselfde vraag. Kan ons maar net asiel aansoek doen voor? Jy kan. Dis nie 'n garantie nie. Definitief nie 'n garantie nie. My man was die hoofaansoeker. Hy is afgekeer. Kan ek nou aansoek doen as die hoofaansoeker? My man kom met saam met my as my deel van my gesin, familie. Jy kan daai triek trek as jy wil, maar die kans is baie goed dat jou naam en alles, die hoofaansoeker is afgekeer, omdat jou naam is op hy pakkie en alles.
As hulle nou sien, jy is die hoofaansoeker, dan gaan hulle maar net vir jou dalk sê, jou naam is klaar in die aansoekproses. Jy kan nie weer aansoek doen nie. Hey, maar as ek guess, try daai trick, miskien is jy lucky en dit werk, miskien gaan jy verby iemand en hulle sien dit en dit werk vir jou. Try dit as jy wil. Ek kan jou nie garandeer jy gaan reg kry nie. Sal toekomstige H2A visas beïnvloed word as ek as refugee afgekeer word? Kans is baie goed. As jy as refugee afgekeer word, is die kanse klein en skraal dat jy enige ander tipe visa 'n toestemming gaan kry. Want dan probeer hulle verhoed van illegal immigration. So, dis vir die H2A manne weer, nog vrae oor die H2A manne. Dis iets wat jy moet maar oorweeg. En jy kan nie weet of jy gaan afgekeer word of nie. So, dis is 'n tipe van 'n gamble. Maar dis ongelukkig, dis gaan jou vorige H2A besoeke in Amerika 'n invloed het op jou refugee aansoek? Nee, glad nie. Waar as jy droog gemaak het toe jy was? As jy byvoorbeeld in Amerika was op 'n H2A program en jy droog gemaak en jy was jy is gearresteer vir iets, jy weet enigiets, alles het dit 'n bar fight. En so, daai is op jou system, dit's op jou naam, want jy is hier gekom as 'n tydelike werker. Dan die ander probleem is ouens wat byvoorbeeld miskien nie hulle kontrakte uitwerk nie of iets in daai lyn. Daai boere moet verslag op jou ding sit vir hoe was jou werk en alles om vir toekomstige te sien. En as daai boer 'n issue met jou, as jy 'n issue met 'n boer gehad het, is die kanse daar dat daai boer negatiewe goed oor jou geskryf het wat jy nou nie van gaan weet nie en dit sal opgetel word. Dit kan jou saak beïnvloed. Hoe seker weet ek nie. Of hoe sterk weet ek nie. Kan 'n H2A boer by wie ek gewerk het ook my taai wees? Hy offer om my taai te wees. Enigiemand kan jou taai wees. Daar was op 'n stadium 'n beperking gewees dat 'n ander refugee kan nie jou taai wees nie, maar dis nou oop lyk my. Daar's nou ek weet presies van iemand, een persoon wat 'n refugee is, wat 'n taai is van iemand. Maar okay, dis nou familielede. Ek weet nie of jy kan vir 'n vreemdeling nie, maar 'n boer, jou taai, 'n boer by wie jy gewerk het voorheen as 'n H2A werker. Is vriende van jou obviously. Ja, hy kan jou taai wees. Friends of family kan jou taai wees wat 'n specialist like klaar burgers is of permanent residents is. Nou kry ek weer hierdie redelik gereeld. En vra nou baie mooi. Die mense sê, kan ek jou 'n vraag vra? Dit sal. Dan wag hulle seker vir my om te sê, ja, vra die vraag en dan vra hulle. Asseblief mense, ek het nie tyd vir dit nie. As jy vir my 'n vraag wil vra, skryf net die vraag neer. Jy hoef nie eers toestemming te vra om my 'n vraag te vra nie. Dieselfde manier, ek sien 'n ander een vandag weer. Kan jy my help? Dis al wat ek sien. Kan jy my help? Ek weet nie waarmee wil jy moet ek jou help nie. So, as jy wil vra of raad vra of so, sit direk die vraag neer. Moenie eers vra kan jy my help en dan wag of kan ek jou 'n vraag vra en wag dat ek respond en dan respond jy weer nie. Ek het ongelukkig nie tyd om dit te doen nie. Dan die ander ding wat ek wil vra is, as jy 'n vraag vra, hou dit kort en kragtig en jy kan 'n generic hou. As ek oopmaak en ek sien hier is 'n hele opstel geskryf, dan gaan ek net verbyrol. Ek het nie tyd om elke dag, heel dag te sit en opstelle te lees nie. Ongelukkig nie. En is nie dat ek lelik of iets is nie. Ek het nie eenvoudig nie die tyd nie. So, want ek een keer het ek maar my tyd gevat en iemand so goed gelees. Toe het hulle omtrent 'n 700-800 woord opstel geskryf waar daar aan een eenvoudige vraag was. En die vraag het heel laaste gekom. So ek moes deur al goed lees. Die history van hulle geskiedenis. Ek weet tot wie was hulle skoonma en skoonpa en hoeveel kinders en hulle was 4 keer getroud en 3 keer geskei en ek weet nie wat alles nie. Allerlei geskiedenis om een gewone eenvoudige vraag te vra. Ek het ongelukkig nie tyd vir dit nie. So help my daarby. Skryf net die vraag neer en hou dit kort en kragtig. Okay, dis nou al vir vandag wat donderdag. Ek sal weer, as ek nog vrae bymekaar maak, vir julle antwoord gee en kyk hiewers of die naweek of ek 'n gap gaan kry om vir julle live te doen. Sien dit dan later, geniet die dag.